Die lewe is nie maklik nie, nee. Die lewe is nogal 'n uitdaging. Vanoggend is vir ons hier 'n uitdaging. Ons kom hier is die krag nie, is al van donderdag af nie krag nie. Julle hoor hardloop die generators. Ons stoei so 'n bietjie met die musiek vanoggend. Ons skiep 'n vers, ons skiep 'n paar note. Dis nie maklik nie. Ek sit en ek kyk en ek sien die nuwe studente hierso en ek wonder, hoekom is julle nie hier voor op die verhoog nie? Julle musiekmakers. Ja, julle trek julle gesiggies vir net so, julle is vinniger op pad as wat julle dink hier na vorentoe. Jy ook, JD. Ons het een van die dae het ons vir jou ook 'n ekstra drumstel hier voor. Maar dis nie maklik nie. Kyk maar met die studente by die musiekskool, ook baie van ons dink jy gaan 'n gitaar optel of 'n drum en dan laat waai jy. Nee, dit vat werk. Dit vat werk. Dis nie maklik nie. Ons kry vanoggend warm en daai aircon loop nie. Want is 'n 3-fase masjien en ons het net klein generatortjies. Ons kry warm hier onder hierdie baadjie met hierdie swart hemp kry ek vanoggend vir jou warm hier voor. Dis nie maklik nie. En ons boodskap vanoggend gaan aansluit by dis nie maklik nie. Dis hard. Maar vanoggend gaan ons eers gou begin deur 'n paartjie vir Sean en Megan. Sit vir ons daar 'n foto op van die tweeetjies. Ja, kyk hy, handsome man en hy mooi vrou, né? Ja, kyk nou net en daar sit hulle, maar ek gaan hulle nie nou vorentoe roep nie. Ek gaan hulle nou vorentoe roep. Maar ons gaan vanoggend begin deur vir hulle tweeetjies wat hulle is onlangs getroud. Pas getroud. Julle ken hy liedjie van ou David Anton Gose, né? Pas getroud, jou voete kiele myne, né? Lekker, ja. So, kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. So ons gaan vanoggend begin deur hulle te seën. Maar ons gaan nie net gou vir hulle bid nie. Nee, julle ken my mos. Ek is nie iemand wat net gou iets vinnig kan doen nie. Ek het gewoonlik 'n mond vol om te sê. Ons gaan eers so 'n bietjie gesels oor die huweliksverbond. Wat se realiteit is die huweliksverbond en waaroor dit gaan? So ons gaan vandag so 'n bietjie oor verbonde gesels. Nou die van julle wat deur my getroud is, weet ek vertel julle altyd van die huweliksverbond, nê? Koenie julle tweetjies. Ek praat altyd eers oor die verbond en van die ou tyd af bring ons dit na vandag toe. En dan gaan ons ook hierdie verbond vat na ons verhouding met God toe. Nou in die ou dae was dit 'n baie ernstige ding om 'n verbond te sluit. Wanneer stamme, nasies, volke, individue 'n verbond gesluit het hulle 'n hele seremonie gehad wat saam met dit gegaan het. En ons gaan gou vinnig oor die seremonie gesels. Nou die verbondseremonie en die betekenis is kortliks as volg. Die twee mense het hulle mantels of hulle boklede geruil. Julle onthou David had a coat of many colors, almal het gesien dis hy, so elkeen het sy eie unieke bokkleed gehad. So die ruil van die mantel simboliseer alles wat ek het en besit en verteenwoordig deel ek met jou. Dit was die eerste handeling. Dan het hulle die gordels afgehaal, want aan die gordel was jou swaard, jou dolk, jou pylkoker was aan die gordel vas. En wanneer ons dit afgehaal het en geruil het ons gesê, my krag, my gevegsvermoë sal ek gebruik om jou te beskerm in geval van 'n oorlog of van vyandskap teen jou. Dan het hulle die verbondsdier gesny, hulle die dier of diere geneem, hulle in die lengtemiddel deur gesny en die twee helfte is teenoor mekaar gesit. En die sny van die verbondsdier simboliseer die sterf van die eie ek en die begin van 'n nuwe lewe as verbondsvriende. Dit simboliseer ook die feit dat as een van die partye die verbond sou breek, die oortreding so ernstig is dat die oortreder soos hierdie verbondsoffer sou sterf. Dis hoe ernstig dit was. Dis 'n baie serieus ding hierdie. Dan was daar die meng van die bloed. En hierdie gedeelte simboliseer die aflegging van my ou natuur en die aanneem van die natuur van my bloedbroer, my verbondsvriend. Dit simboliseer eenwording. Toe ons laities was op laerskool het ons onsself gekat. Maar nie baie diep nie, want ons was 'n bietjie bang, nê. Daar moes daarom net so 'n druppeltjie bloed uitkom en dan het ons hom gekap en dan was ons bloedbroers gewees, nê. En dan het hulle 'n litteken gemaak, 'n snit aan beide se voorarm of die handpalm
en is op so 'n wyse behandel dat dit na genesing 'n litteken gelos het. En dit was 'n teken van die verbond, die bewys dat 'n verbond gesny is en deur bloed verseël is. In die huweliksverbond dra ons die trouring as simbool van hierdie verbond wat gesluit is. Dan was daar die ruil van name. Beide partye het die name of 'n gedeelte van die naam van 'n ander ene aangeneem of ingevoeg in sy eie naam. Ons lees hiervan in Genesis 17:5 waar God Abraham sy naam na Abraham toe verander het, nê? Want in Hebreëus is die naam vir God Jahoua en dis 'n gedeelte van God se naam is ingesluit in Abraham se naam. So, toe God die verbond met Abraham sluit, toe word hy Abraham met 'n verwysing na God se naam in sy nuwe naam. Na die huwelik neem die vrou dan ook die man se van haar eie en staan sy gewoonlik bekend as die man van Lys of die man van Gawie, die vrou van Gawie, skus man, of die vrou van Jan of so, né? Okay. En dan was die beloftes en die voorwaardes van die verbond, asook die oordeele, die voorwaardes, indien die verbond gebreek sou word, voorgelees. So almal was daar en almal het gehoor, wat is die beloftes, maar wat is die voorwaardes ook. En dan het hulle 'n gedenkboom geplant, 'n boom wat besprinkel was met die bloed van die offerdier is geplant as bewys en herinnering van die verbond. Hiermee, saam met die litteken wat gemaak was dit 'n herinnering vir almal aan die verbond wat gemaak is. Partykeer het hulle 'n stapel klippe ook daar gesit as 'n gedenkmonument van die verbond wat gemaak is. Nou die kruis op Golgotha is die gedenkboom van die nuwe verbond. Ons lees dit in Handelinge 10:39. In die huwelik staan die kruishout op Golgotha ook as herinnering aan die genadeverbond van die Messias. Hierdie genade van God is ook die genade wat man en vrou aan mekaar moet bewys. Daar's soveel grace wat 'n man en 'n vrou mekaar moet bewys in die huwelik. Want ons maak almal foute, ons is mense en dis die klouste dingetjie, dis die kleinste gemeenskap en dis waar dit die moeilikste is, dis waar die Satan die meeste aanval. Soveel huwelike val uit mekaar uit want ons kan nie bietjie genade met mekaar bewys nie. En die huwelik en daarom moet die kruis van Jesus wat genade verteenwoordig sentraal in die middel staan van ons huwelike. Nou in lig van hierdie verbondseremonie en die betekenisse van al hierdie dinge wat hulle gedoen het, beteken dit in 'n huwelik die volgende. Alles wat ek besit is ook joune. Ek het jou lief soos jy is. Ek beskou jou as my gelyke en ons staan nou voortaan in 'n gelyke vennootskap met mekaar. Ek sal jou in alle opsigte gees, siel en liggaam en in alle omstandighede beskerm en ondersteun. Ek sterf aan myself en stel jou belange voor my eie. Ek het jou lief soos myself. En daar is die moeilikste deel in 'n huwelik. Daai sterf van die eie ek. Want ons word nie so groot nie. Ons word nie so geleer en ons word nie so vertel nie. Die eie ek bly opstaan. Ek gee my ou lewe prys en ek begin 'n nuwe lewe saam met jou. Ek kry 'n nuwe identiteit as een vlees saam met jou. Ek sal alle moontlike pogings aanwend om in al jou behoeftes te alle tye te voorsien. Ek verstaan my verantwoordelikhede en aanspreeklikhede volgens die verbond wat ek met God en met jou het en ek sal ten alle tye dien ooreenkomstig die beloftes en die voorwaardes daarvan. Ek sal dit doen, dit wat ek beloof het. Want wanneer ons daar staan dan sê ek sal jou lief hê, ek sal jou eer, ek sal jou koester, ek sal jou van hulp wees, ek sal jou ondersteun, ek sal jou beskerm. Ons sê al hierdie goeters. Dis voorwaardes, dis beloftes wat ons maak aan mekaar. Die Bybel praat van 'n verbond op horisontale vlak tussen mense asook 'n vertikale vlak. 'n Verbond lyk soos 'n driehoek. Die man, die vrou en God. Jy sluit nie net wanneer jy trou 'n verbond met jou man of jou vrou nie, jy sluit dit met God ook. Dis drie wat saamloop in hierdie verbond. Verbreeking van die verbond, of dit is tussen jou en God of tussen man en vrou, is 'n baie ernstige oortreding volgens die Here en dit is strafbaar, sê hy. Hy straf dit as ons hierdie verbond breek. Onthou 'n verbond is meer as 'n kontrak of 'n ooreenkoms. 'n Kontrak is one-sided. 'n Kontrak beskerm my belange. Want ek stel 'n voorhuwelikse kontrak op sodat my geld is en my huis is my huis en jou goed is jou geld. Wanneer ek en
Frank in 'n besigheid ingaan, dan stel ons 'n kontrak op tussen mekaar, want ek beskerm myself en hy beskerm homself. Maar 'n verbond is nie so nie. 'n Verbond beskerm die belange van die ander persoon, nie jou eie nie. Want jy gaan in hierdie verbond in om te sê, ek sal alles vir jou gee. Jy het gehoor wat sê die verbondseremonie, nê. Nou as ons na al hierdie goeters kyk, is dit ook duidelik hoekom 'n gelowige, wedergebore, 'n verbondskind nie met 'n ongelowige trou nie, want 'n ongelowige mens staan nie in 'n verbondsverhouding met God nie. En dis hoekom die Here sê, jy kan nie hierdie verbond sluit as een nie deel het hierdie been nie, want dan gaan dit so 'n kokkaai ding wees, wat so lyk. Jy kan nie. Dit moet so wees. En dis hoekom die Here sê, 'n gelowige moet nie met 'n ongelowige trou nie. Die huwelik vereis ook 'n lewe in ruil vir 'n lewe, beteken ek gee my lewe vir jou. Dis om jou belange ondergeskik te stel aan die van jou huweliksmaat. Hoor julle tweeetjies. Jy's nie meer kaas in die verhouding nie, bra. Sy's nou die kaas. Ja. Dit verwag ook totale oorgawe en toewyding. Dit vereis 'n onvoorwaardelike oorgawe en toewyding wat eenwording teweegbring met God en met mekaar. Dit is God se vereiste vir die huweliksverbond. Dis ernstig, nê? Nee? Dis baie ernstig. Maar julle tweeetjies het besluit, julle gaan ernstig wees. En dis hoekom ek net hierdie woord ook gedeel het, want dit gaan aansluit by die res van ons boodskap. Ek wil hê julle twee moet vorentoe kom, ek wil gou vir julle bid. Ek wil gou die seën van die Here oor julle bid. Ek het alweer nie olie nie, Jolande. My lief. Nou ja, kom ons sluit die oë en as jy wil steek jou hande uit na hulle toe en dan seën ons hulle. My boetie en my sussie, ek seën julle vanoggend in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. En Here, dankie vir hierdie twee mense as 'n voorbeeld. Daar's soveel mense wat saam bly net, Here, maar dankie dat hulle ook op hierdie punt gekom het om ernstig te word in hulle verhouding en ook in hulle verhouding met U. Dankie Here vir hulle huwelik waaraan hulle gegaan het en dankie ook Here dat hulle weet wat die erns daarvan is, maar dat hulle nog steeds gekommit het en gesê het ons gaan saam hierdie pad stap. Daarom Here wil ons hulle vanoggend eer ook en ons wil die seën oor hulle huwelik kom bid. Ek wil bid Vader dat U vir hulle sal beskerm teen al die aanvalle van die Satan. Ek bid Here dat hulle vreugde en hulle vrede saam net meer en meer sal word en ek bid Here dat hulle werklik in hulle verhouding met U ook nader in U sal groei sodat hulle nader aan mekaar sal beweeg, dat U altyd die alfa en die omega, die middelpunt van die huwelik sal wees en dat U liefde altyd in hulle huis teenwoordig sal wees, maar dat hulle dit ook sal uitstraal aan almal rondom hulle. Mag hulle voorbeeld van hulle huwelik ook ander mense na U toe trek en ook ander mense lei en help om hulle verhouding met U reg te maak en ook as hulle in sonde saam bly, dat hulle ook deur hierdie twee se voorbeeld dit sal uitsorteer. Seën vir hulle Here, vou vir hulle toe in die genade. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Nou sê baie geluk julle hoor. Nou hier is so 'n paar lesse wat ons kan leer uit die verbond wat ons as kinders van God met ons hemelse Vader het. Nou hierdie paar lesse wat ons nou gaan bespreek is net so relevant op die huwelik ook. Die eerste ding wat belangrik is, die menseverhouding met God vereis totale oorgawe en toewyding. Hoor mooi, nie half en half nie. As ek en jy in 'n verhouding met God wil wees, moet dit totale oorgawe wees. Dit moet ten volle wees. Ek het laasweek ook daarvan gepraat. Soveel mense sê maar ek hou nog bietjie vas aan die ding, want dit is vir my lekker. Ek kan nie heeltemal commit daaraan om die Here te dien en om alles te gee nie, want ek hou nog so bietjie vas aan my dop of aan my lost goals of aan whatever. So ek wil nie daai tree gee nie. Maar hierdie totale oorgawe en toewyding beginsel, dis die beginsel, dis die hart, dis die fondament van die verbond wat ek en jy met God sluit of wat God met ons sluit in die verhouding wat ons met hom het. Onthou slegs mense wat in 'n verbondshouding met God staan sal gered word.
Net mense wat in 'n verbondsverhouding met God staan, sal gered word. Daai verbond van daai algehele en totale oorgawe. Want onthou, hierdie verhouding vereis 'n lewe in 'n ruil vir 'n lewe. Ons is vandag hierso want Jesus Christus het sy lewe vir my en vir jou gegee. Hy het sy lewe vir my en vir jou gegee as 'n verbondsoffer, sodat ek en jy wat glo, die ewige lewe kan ontvang. Dis hoekom ek gesê, dis 'n ernstige dag hierdie vandag. Vir baie mense is net 'n vakansiedag, is 'n dagie om daar in die caravan park te lê op die slip and slides of waar by die dam 'n paar hoeke in die water te gooi. Dis wat dit is vir soveel mense, maar dis 'n ernstige dag vandag hierdie. Jesus het sy lewe gegee dat ek en jy die ewige lewe kan kry. Ons kry dit deur sondevergifnis deur die bloed. Die bloed van die lam, die bloed van Jesus was ons skoon, was ons van sondes en kan ons in 'n verhouding met God gaan. Psalm 50 beskryf God se oordeel oor die sondaars, maar ook die feit dat hy sy getroue dienaar sal kom haal. Dit is hulle wat hom getrou dien, volgens vers 5. Hoor gou wat sê die boodskap. Maak die mense bymekaar wat my so getrou dien. Ons het mos 'n ooreenkoms met mekaar. Maak hulle bymekaar, maak my kinders bymekaar, want ons het 'n ooreenkoms met mekaar. Die ou vertaling gebruik die woord my gunsgenote. En dit beskryf 'n persoon wat se lewe totaal en al aan God toegewy is. Dis om in God verweef te wees, dis om een te wees met God. Nie hierso is ek en hierso is God en ons loop so en partykeer dan touch ek net vir God so effentjies nie. Dis om deel te wees, verweef in mekaar. Dis wat die woord hierso sê. Dis 'n eenheid. Jesus Christus is ons verbondsoffer of ons verbondsverteenwoordiger, hy is ons middelaar tussen ons en God. Met die sluit van die nuwe verbond het Jesus sy lewe ter wille van ons geoffer. Vir my en vir jou. Vir daai slegte ou daar op straat, daai ou wat jy dink sal nooit gered kan word nie. Ook vir hom het Jesus gesterf. Jesus is ons middelaar en hy dra voortdurend ons belange op sy hart. Hierdie gesindheid moet ook in my en in jou wees. Die sterwe van die eie ek, so dis nie meer ek wat lewe nie, maar dis Jesus in my. My begeertes, my vlees is gekruisig. Dis Jesus in my. Alles in my is Jesus. Dis Jesus. Hierdie gesindheid geld ten opsigte van my verhouding met God, maar ook met jou huweliksmaat. Hoor jy julle getroudes? Ook met jou huweliksmaat. Die verbond word verbreek wanneer die voorwaardes en beloftes van die verbond nie nagekom word nie. Soos ek net nou gesê het, wanneer ons hierdie verbond breek, is dit strafbaar en vat die Here sy seën van ons af weg. Is dit nie hoekom so baie huwelike ongelukkig is nie? Want ons breek die verbond. Want baie mense dink nee, ek moet eers 'n buiteegtelike verhouding hê voor ek die verbond gebreek het. Nee. Wat het jy gesê die dag toe jy daarvoor gestaan het? Wie van julle is langer as 30 jaar getroud? Wie van julle is daarom langer as 5 jaar getroud? Ja. Kan julle onthou wat julle gesê het daar voor die dominee of voor die pastoor? Ek beloof dat ek getrou in jou sal wees. Ek beloof dat ek jou sal help, sal ondersteun, dat ek kom Koenie, praat broer. Ek sien jy wil saam praat. Hoe lank is julle nou getroud? 4 maande. So, julle het nie geluister die dag toe ek met julle gepraat het nie, nee. So wanneer jy nie meer jou man se hulp is nie, wanneer jy meneer nie meer jou vrou beskerm nie. En ek bedoel nie net teen diewe nie, ek bedoel teen mense wat 'n afbreek en seermaak geestelik, emosioneel. Breek jy die verbond. Besef jy dit? Dis hoe ernstig God is oor hierdie verbonde. Dis ernstig. Die verbonde wat ons met die Here sluit die dag as ons sê Here, ek neem U aan as my verlosser en saligmaker en ons begin weer terugval. En ons begin weer bietjie loer na pon. Ons begin weer so bietjie
oor die draad kyk, wat ook al. Ek begin bietjie skelm besigheid doen, want die budget klop nie lekker hierdie maand nie. Wat doen jy? Ek en jy breek die verbond. Is dit dan nie hoekom ons nie geseënd is nie? Want ons breek die verbond. Dis 'n baie ernstige en 'n swaar ding om in die huwelik te tree. En die ou mense het mos gesê, trou is nie perde koop nie. Dis 'n ernstige ding. Die huwelik moet nie ligtelik opgevat word nie, want voor die Here is dit 'n baie ernstige saak. Ons verhouding met God ook, is 'n baie ernstige saak. Onthou dit wat soveel jare terug gebeur het, Jesus se kruisiging, was 'n baie ernstige saak. Hy movie Passion of the Christ, wie van julle het hom nog nie gekyk nie? As jy hom nog nie gekyk het nie, kyk hom. Hy's net in Engels. Maar Passion of the Christ, hy van Mel Gibson. Gaan kyk hom bietjie weer die naweek. Gaan kyk bietjie hoe ernstig was daai kruisiging. Gaan kyk bietjie daar toe Jesus gemartel is. En hy bloed. En hy kruis dra. Gaan kyk bietjie. Dit was 'n bitter ernstige saak gewees. En daarom ook is ek en jy se verhouding met God, om te sê ons is Christene, is 'n baie ernstige saak. Ons is so maklik om te sê, o ja, ek is 'n Christen. Ek was daarom al in die kerk, of ek was al aangeneem en voorgestel, ek was gedoop, whatever. My oupa was 'n dominee, my pa was 'n pastoor, so ek is 'n Christen. Dis nie Christenskap nie. Christenskap is 'n ernstige ding. Hoor wat sê die woord van die Here, Lukas 9 vanaf vers 23. Toe het hy, dit is Jesus vir die skare gesê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Elke dag julle kruis opneem en my volg. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle dit juis bewaar. Want wat help dit jou tog, as jy alles in die lewe bereik, maar in die proses jouself vernietig of skade aandoen? As iemand skaam is vir my of my boodskap, sal ek, die seun van die mens, my vir hom skaam, wanneer ek terugkeer na my heerlikheid en die heerlikheid van my Vader en die heilige engele. En ek verseker julle dat sommige wat nou hier staan, nie sal sterf voordat julle die koningsheerskappy van God gesien het nie. Hoe sleg moet dit wees as jy die dag daar in die hemel aankom en Jesus sê, ken hom nie. Hy kry skaam vir jou. En hier's die een wat die middelpunt is. Hier's die een wat ons middelaar is. Hier's die een wat ons advokaat is. En hy draai hom en hy sê, ek weet nie wie is Jaco nie. Ek ken hom nie. Vers 57, terwyl hulle op pad was, het iemand vir Jesus gesê, ek sal U volg, maak nie saak waar U gaan nie. Maar Jesus het geantwoord, jakkalse het gate om in te bly en voëls het neste, maar ek, die seun van die mens, het nie eers 'n plek om my kop neer te lê nie. Geen huis, geen paleis, geen mansion, geen huisie daar by die see nie. Hy het vir 'n ander persoon gesê, kom, wees my disipel. Die man het ingestem, maar gesê, laat ek net eers huis toe gaan en my pa begrawe. Jesus het geantwoord, laat die wat geestelik dood is omsien na hulle eie dooies. Jou plig is om die begin van die koningsheerskappy van God te gaan verkondig. Hoeveel keer wil ons begin? Maar, hoeveel mare is daar in jou lewe? Maar, 'n ander een het gesê, ja Here, ek sal U volg, maar ek wil eers my familie gaan groet. Maar Jesus het vir hom gesê, enige iemand wat die hand in die ploeg slaan en dan terugkyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.
Hoeveel van ons begin? Hoeveel manne daar by Mighty Men hulle hande opgesteek? Aan die brand. Gooi daai bottels drank uit, want baie ouens het Mighty Men toe gekom met kaste vol drank. Hulle het nooit gedrink nie, hulle het dit uitgegooi. As hulle Great Town slaan, bottels toon. Wat sê die Here? As jy terugkyk nadat jy begin het, jy nie geskik vir die koninkryk nie. Dis hard, né? Onthou die Here sê bereken die koste. Om 'n disipel te wees kos opoffering en beplanning. Lukas 14 vanaf 25. Groot skares het Jesus gevolg, hy het omgedraai en vir hulle gesê: As iemand na my kom, moet hy my liewer hê as sy eie pa en ma, as sy vrou en sy kinders, sy broers en sy susters. En ook moet jy jou eie lewe gering ag. Anders kan jy nie my disipel wees nie. En jy kan nie my disipel wees as jy nie jou eie kruis optel en my volg nie. Hoeveel mense hoor ek wat sê, Sissa, Boeta, hoekom is jy nie in die kerk nie? Ag nee, my man is nie lus om te kom nie. Toe bly ek ook maar by die huis. Vir wie is jy meer lief? Vir jou man of vir die Here? Vir jou vrou of vir die Here? Trek jou vrou, jou man jou weg van die Here af. Dis 'n afgod. Die Here sê ons kan nie so wees nie. Die Here sê ons moet hom lief hê bo enige iets. Bo enige iemand. Vers 28, moenie eers begin voordat jy nie die koste bereken het nie, want wie sal met die oprigting van 'n gebou begin sonder om eers kwotasies te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal? Anders kan jy dalk net die fondament voltooi voordat die geld opraak. En dan sal almal mos vir jou lag. Dan sal hulle sê, daardie kerel het so mooi begin, maar sy geld was nog lank voordat hy klaar is, was sy geld al op. Of watter koning sal ooit droom om oorlog te gaan maak, voordat hy saam met sy raadgewers gaan sit en beplan het, of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die aankomende 20.000 soldate te verslaan. As hy nie kan nie, sal hy, terwyl die vyand nog ver is, 'n afvaardiging stuur om vredesvoorstelle te maak. So kan niemand my disipel word sonder om alles vir my prys te gee nie. Ek het hoeveel keer al met mense gesit, hulle wil die Here Jesus aanneem. Sê ek is reg. Mag nie net saam met jou bid nie. Jy gaan huis toe gaan. Jy gaan 'n stuk papier vat en jy gaan 2 kolomme trek, voordele, nadele. En jy gaan skryf. Wat is die voordele om Jesus aan te neem? Wat is die nadele? Ek gaan my familie, vriende verloor, ek gaan dit, ek gaan dit. En as jy die is gelyk aan getrek het en jy wil nog steeds die Here Jesus aanneem en jy's committed na dit toe, dan kom jy terug en bid ek saam met jou. Weet julle hoe min mense kom terug as hulle die somme moet gaan maak? Want hulle is nie bereid om die pelle op te gee nie. Hulle is nie bereid om die ou lewe op te gee nie. Die jol en die kuier en die lekker nie. Wat van jou? Het jy al daai koste bereken? En nadat daai is gelyk aan getrek is, sê is reg, Here. Dit was nie maklik vir Jesus om sy lewe te gee nie. En dit is daarom ook nie veronderstel om maklik te wees vir my en vir jou om die Here te dien nie. Is nie maklik om die Here te dien nie. Ek en jy met volle oorgawe dien. Gaan die duiwel ons ry. En hy gaan ons wil ontmoedig. Hy gaan die hele tyd goeters oor ons pad bring. Dis nie maklik nie. Maar weet jy wat? As ons daai is gelyk aan getrek het, en as ek en jy dit opreg en eerlik doen, sal ek en jy klaarmaak met sonde. As ek en jy die Here Jesus opreg aanneem,
sal er niks wil wees waaraan ons vashou nie. Absoluut niks nie. Ons sal klaar kry met sonde. Ons sal die eie ek kruisig. En ons sal alles opgee vir hom. Ons sal sê, ja Here, U is die belangrikste. Daar's niks wat ek aan wil vashou. Daar's niks wat ek afgod wil maak, bo U nie. Was jy al op daai punt in jou lewe? As jy nog nie is nie, wil ek jou vandag aanmoedig. Gemaak erns met die Here. Kom op daai punt, die Here was baie ernstig toe hy vir my en vir jou gesterf het. Want hy het nie net gesterf nie, hy was mishandel. Hy was verneder. Hy het poedelnakend aan daai kruis gehang. Hy was 'n bespotting gewees. Vir my en vir jou. Ons gaan nagmaal saam gebruik. Want is ook deel van die verbondseremonie. Ek wil Butch, Gawie, Louis, Neo, as julle vir ons uitdeel asseblief. Ons gaan dit saam gebruik, so as jy dit kry, kom ek sê gou eers vir julle. Onthou, hierdie is 'n ernstige ding, staan julle gou vas daar. Onthou julle die verbondseremonie waarvan ons gepraat het in die meng van die bloed in die verbondseremonie waarvan ons gepraat het. Hierdie gedeelte van die seremonie simboliseer die aflegging van my ou natuur en die aanneem van die natuur van my bloedbroer, my verbondsvriend. Dit simboliseer eenwording op die wyse is verbondsvennote, blood brothers, bloedboetas gevorm. Maar aangesien die lewe in die bloed is, het God beveel dat geen mens bloed mag drink nie. Daarom is hierdie gedeelte van die seremonie vervang met die drink van wyn en die eet dan van die broodjie. Dit vorm deel van die verbondsmaaltyd. Die wyn verteenwoordig die bloed en so ook die brood die liggaam. Deur daarvan te eet en te drink word ons simbolies deel van mekaar, deur daai verbondseremonie wat hulle gehad het, maar ook vir ons word ons deel van God. Ons simboliseer en ons sê ons is deel van God wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons deel in die liggaam van Jesus. Maar die Here is baie ernstig oor die nagmaal. Baie. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 27 sê: As enige iemand op 'n onwaardige manier van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal daardie persoon skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Dit is waarom julle self moet ondersoek voordat julle van die brood eet of uit die beker drink. Die Here sê, voordat ons daai gebruik, ondersoek jouself. Wat is daar tussen jou en die Here? Is jou verhouding met die Here opreg? Is jy verweef in God in? Vers 29, want as julle van die brood eet en uit die beker drink, eet en drink julle 'n oordeel oor julleself, as julle nie die nodige respek teenoor Christus se liggaam betoon nie. Hoor mooi. Dit is waarom daar baie swakkes en siekes onder julle is en heelwat onder julle reeds oorlede is. Besef jy hoe ernstig is die Here oor die nagmaal? Dis nie net 'n tradisie nie. Dis nie net ons doen dit maar omdat iemand anders dit doen nie. Ons moet onsself ondersoek. Die Here sê, daar's 'n straf saam met hierdie verbondsmaaltyd. Siekte, dood, swakkes. Want ons het nie die nodige respek vir die nagmaal nie.
Maar dan gaan die woord aan en hy sê, as ons onsself egter vooraf ondersoek, sal ons nie onder God se oordeel kom nie. Maar selfs as ons God se oordeel en dissipline moet verduur, sal ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Die Here sal ons straf om ons te help en op die regte pad te wys, maar op die eindag oordeel kan ons nie saam staan nie. So kom ons deel die nagmaal uit, ons gaan dit saam gebruik sodra almal het. As jy wil dit gebruik, jy's welkom om nie te gebruik nie. Maar as dit in jou hart oortuig is jy baie welkom om die nagmaal saam met ons te gebruik. Louis. Het almal gekry? Wag net vir Neo. Korintiërs 11 vanaf vers 23. Dit is wat die Here self gesê het en wat ek destyds aan julle oorgedra het, net soos ek dit ontvang het. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit ter herinnering aan my. En ons dank die Here en ons eer om vandag vir sy liggaam wat vir ons gebreek is, dat ons kan vrykom van sonde. Net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is
deur my bloed. Die nuwe verbond. Besef jy hoe ernstig is hierdie simboliek, dit wat jy in jou hand hou. Dis die nuwe verbond wat God met jou sluit deur Jesus. Gebruik dit elke keer as jy daai drink ter herinnering aan my. Want elke keer as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die Here se dood totdat hy terugkom. Ons dank die Here vir die verbond wat hy met ons gesluit het. Baie dankie almagtige Vader, Koning Jesus, Heilige Gees. Dankie dat ons vandag net kan terugdink en net vandag die erns van die kruisiging besef. Ook die erns van onsself Christene noem, dat ons dit kan besef vandag. Dat ons weet Christendom kan weet, Christendom is nie 'n ligtelike ding nie, dis sommer nie maar net 'n sê ding nie. Dis ernstig. Dat ons vandag kan hoor hoe ernstig is U oor hierdie verbond en dat ons net herinner kon word vandag dat U met ons 'n verbond het. Dankie vir die genade, dankie vir die guns, dankie Vader dat U U seun gestuur het. Dankie Jesus dat U gekom het. Dat U die koninkryk, die hemel verlaat het, 'n mens kon word het, dat U 'n pad gestap het, dat U gemartel is, bespot is, verneder is, gesterf het aan die kruis vir ons sondes. Dat U gesterf het sodat ons ook deur hierdie verbond kan deel in die ewigheid. Ons eer U en ons dank U, ons loof U en ons prys U. Vergewe ons Here, daar waar ons lewens U oneer aanbring, daar waar ons verbonde ligtelik vat, daar waar ons Christendom ligtelik gevat het. Vergewe ons, herstel ons Here. Almagtige Vader, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen.